Geseëndes, goeiemôre, Shabbat Shalom van my kant, Frik Weideman. Dis weer eens 'n voorreg om jou op hierdie pragtige Shabbatoggend te kan groet in die naam wat aan ons gegee is, wat bo elke naam is. En dis die naam van ons Messias, Yeshua HaMashiach. Baie dankie dat jy ingeskakel is by hierdie Shabbat uitsending van Menorah Tabernakel. En dis weer eens vir ons so lekker om die woord met jou te kan deel, dat ons tyd kan uitsit, man, die telefoon is af en die televisies is af, en ons sit in die teenwoordigheid van Skepper, lewende God. Hy is die Heilige van Israel. My gebed vanoggend vir jou is dat die woord wat ons vandag met jou gaan deel, dat hierdie woord rema sal word in jou binneste, en dat ek en jy die getuienisse sal dra van transformasie, en dat ons in lyn sal kom met sy karakter. Mense, dit is my so belangrik dat ek en jy wat wandel in Vader se waarheid, ek en jy wat apart gesteld is. Ons is nie deel van hierdie wêreld nie. Ons is apart van hierdie wêreld. Dit beteken ek en jy moet 'n draer wees van lig. Ons moet 'n draer wees van lewende waters. Ek moet my wil neerlê en ek moet sy wil opneem. Dit beteken ek is 'n draer van sy wil in my lewe. Ek moet die draer wees van 'n menorah. Dit beteken die lig moet in my skyn en dit moet deur my resoneer en sy karakter gaan openbaar in 'n wêreld wat donker is, 'n wêreld wat verdrink in duisternis. Dis ons taak. Ek en jy is 'n draer van sy tabernakel. Sy tabernakel wat die weg, die waarheid en die lewe is, die voorhof, die heilige en die allerheiligste. 1 Korintiërs 3 vers 16. Dis wie ek en jy is. Ons moet daai draers wees, want die wêreld daar buite, mense, hulle is op soek. Hulle is op soek na antwoorde. Hulle is op soek na Skepper God. Hulle is op soek na 'n wese wat hulle kan opkyk en daar's niemand om dit vir hulle te wys nie. Ek en jy moet dit gaan wys. En dis hoekom ons die opdrag gekry het. Ons moet sout van die aarde wees en lig vir hierdie wêreld. En ons kan net lig wees wanneer ons sy woord het. En hierdie woord moet hier binne in sy tabernakel gestalte kry. Ek besef vanoggend dat ons is in 'n pragtige maand. Ons is in die maand van Mei in die wêreldkalender, maar in die Hebreëse kalender is ons in die tweede maand. Die vorige maand, die maand van Nisan, het die volk uitgetrek uit Egipte uit. Hulle is nou op pad na Sinaï toe. En dis die tweede maand. So in die tweede maand gaan hulle aan die einde van hierdie maand Sinaï bereik, maar op pad soontoe is beloftes. En by Sinaï is die openbaring van die beloftes. So ons is nou in hierdie stadium in 'n tussenperiode. Ons is uit Egipte tussen 'n periode van belofte na openbaring. So dis die maand Iyar. Dis die Hebreëse naam vir die maand van Mei. En dit beteken ook dat ek en jy weet dat Yod-Heh, Vav-Heh, die Almagtige, is ons geneesheer. Hy is Yahweh Rofega, hy is ons geneesheer. En wanneer ek en jy dit besef, dan wandel ons in genesing. Hy is ook die God wat bitter water kom soet maak het. So ons gaan deur 'n toetsing. So die tweede maand is die maand van Mei wat Iyar beteken. Dis die tydperk van toetsing. Dis die tydperk van openbaring. Wie is hierdie goddelike wese wat ons by die hand neem en ons lei om by sy berg te kom sodat hy hom kan openbaar. So ek sien dit in my gees as ons is in 'n periode van geloof, van belofte, sodat die belofte geopenbaar kan word op die berg Sinaï. Dis die maand Iyar. So vanoggend wil ek dit so verwoord, so bly asseblief by my, en dan gaan ek en jy saam bid. Vandag staan ons nie net op grond nie. Ons staan op 'n berg. Want vandag se Torah porsie is Behar. Behar beteken op die berg. En wat het op die berg gebeur? Wat is die eienskappe en die kenmerke van hierdie berg? So,
Ons is nou in die omer wat ons beweeg van Egipte na Sinaï. So vandag staan ons nie net op grond nie. Ons staan op 'n berg. En die woord sê Behar, dit beteken op die berg het Jothai, Wafai, die Almagtige gespreek. Met my en met jou. En hy het ons sy ketuba kom gee. Hy het hom kom openbaar as ons Elohim, as ons geneesheer, as ons banier, as ons herder, as ons voorsiener in elke area van ons lewens. En dis nie toevallig nie, want berge is plekke van openbaring, plekke waar die hemel en die aarde ontmoet, want as jy op 'n berg klim, dan is jy tussen hemel en jy's tussen aarde, en dis die plek waar identiteit gevorm word. En mense, dis vandag my gebed vir jou wat ingeskakel is, dat ek en jy sal transformeer in sy identiteit. Efesiërs 4 is pragtig om te sê dat ons sal groei tot die volle grootte van Yeshua. En ons kan dit alleenlik doen met die bestudering van sy woord, om tyd met hom te spandeer. Ons is in die tweede maand, Iyar. En dis die maand tussen verlossing en openbaring, tussen belofte en manifestasie. Met ander woorde, tussen Egipte en Sinaï, tussen die uitkom uit Egipte, uitkom uit die wêreld, en die ontvang van die openbaring van Skepper God, die Heilige van Israel. So mense, hierdie maand Iyar is nie 'n tydperk van wonderwerke van Egipte nie. Dis ook nie 'n plek van donderweer en vuur op Sinaï nie. Iyar is 'n plek van stil word voor die aangesig van Elohim en te besef wie ek is en wie hy is. En dat ons weer nederig afhanklik sal word van sy voorsiening. En ons is afhanklik van wie hy is, want hy is die bron van alle lewe. Hy is die bron van alle bestaan. En dan in hierdie periode waar ons op pad is na die berg toe, gaan ons by 'n plek kom waar die water bitter is. En waar hy dit kom soet maak. En waar brood uit die hemel neergedaal het, genoeg net vir elke dag. En dis die plek, dis die seisoen, dis hierdie wandel, die omerwandel, waar hy homself gaan openbaar as Yahweh Rafa, ons geneesheer, die een wat ons in stand hou, die een wat ons toevou en beskerm en optel en teen sy bors vasdruk, dat ons sal besef, ons is sy bruid en hy is die bruidegom. Ons staan vandag Behar op 'n berg, en ons lees sy instruksies ten opsigte van Shabbat, die jubeljaar, maar ook die vrymaking wat hy vir ons kom gee het. En nou kom daar 'n vraag by my op vanoggend, maar hoe ontvang 'n mens die openbaring? Hoe ontvang 'n mens die gemanifesteerde heerlikheid van Yahweh, die Almagtige, ons Elohim? Ons ontvang dit in hierdie periode, en dis 'n proses wat plaasvind in ons lewens. Dis die proses van handel en wandel. Dis ons journey, as ek dit so kan uitdruk. Want ons hart word geleer op wie ons kan vertrou elke dag vir ons bestaansreg, elke dag. En wanneer ons by die berg kom en ons ontdek wie is hy, dan stap ons in 'n ewige rus, en dit is Shabbat. Want onthou, die omer is 7 Shabbatte. En die 50ste dag is die uitstort van Ruach, die uitstort van die Heilige Gees. En dieselfde het gebeur in die bovertrek. Toe die volk uittrek uit die Skelfsee uit, het hulle 50 dae geloop. 50 dae tot by die berg Sinaï. Na die opstanding, dieselfde gebeurtenis, het Yeshua, Messia, die gesalfde, hom vir 40 dae, gaan lees dit in Handelinge 1, het hom vir 40 dae aan die disippels gaan vertoon, vir 40 dae. En na die 40ste dag, toe sê hy vir hulle, goed, ek gaan op na my hemel toe, ek stuur vir julle my trooster, sodat julle nie alleen hoef te wees nie, en gaan wag vir my in die bovertrek, en hulle 10 dae gewag, eendragtig in die Gees, en dit was die uitstort van die Heilige Gees. Toe hulle uit Egipte uit beweeg het, presies 50 dae, 50 dae, en hulle kom by die berg, en dit is die openbaarmaking van die bruidegom, die Heilige van Israel. En vandag, op hierdie pragtige oggend, op hierdie Shabbat, roep Vader my en jou terug na hom toe.
En hy wil hê ons moet terugkeer na hom toe. Ons moet teshuvah, ons moet terugkeer. Nie net om te luister nie, maar ook om te klim. Kom klim op my berg. Kom op hoër na my toe. Kom weg van die geraas van die wêreld. Kom weg van die geraas wat in die valleie plaasvind. Kom op na my toe om weer my stem te hoor. Kom op na die berg toe en kom praat met ons op die heilige berg. En dis vandag se boodskap. Dit is Behar, Torah porsie 32 en dit is op die berg. So ek en jy is vandag op die berg en dis vandag vir my werklike voorreg om hierdie boodskap met jou te kan deel. En dankie dat jy ingeskakel is by ons kanale Menorah Tabernakel en dankie ook vir mense wat vir ons bid. Ons eer Abba vir mense wat saad saai in ons bediening en ons sê vir julle dankie vandag. My hart is dankbaar teenoor Abba wat mense in staat stel om saad te saai. Ons eer Abba en dat sy woord kan voortgaan, dat sy woord kan uitgaan oor hierdie ganse wêreld, want die woord is die waarheid en die waarheid maak ons vry. En vandag is dit net weer eens 'n groot voorreg om te weet dat hy is met ons. En die profeet Jesaja het dit geprofeteer om te sê dat hy is Immanuel, Elohim met ons. So op hierdie pragtige Shabbat kom ek en jy bid saam en ons vra vir Vader dat hy met ons sal wees, dat sy gees teenwoordig sal wees met hierdie uitsending. En daar waar jy sit, waar jy na hierdie uitsending kyk, dat jy ook die gees van God sal ervaar. En wanneer jy dit ervaar, dat daar 'n salwing op jou lewe sal kom. En dat elke juk gebreek sal word, wat jou verhoed om op die berg te klim. So kom ek en jy bid saam. Hemelse Vader, Skepper God van die hemel en die aarde. Vader, is weer eens vanoggend te voorreg om die woord by ons te kan hê. Die woord is U. Want in die begin was die woord en die woord was by Elohim en die woord is Elohim. En alle dinge het deur die woord ontstaan. En sonder U woord het daar niks ontstaan nie. En ek bid vandag dat die woorde wat ons sal spreek, dat die woorde skepingskrag sal hê in elke tabernakel en dat ons sal verander. Verander ooreenkomstig U karakter. Dat ons in ons erfenis sal wandel, Abba. Dat ons erfenis toegerus sal wees met wysheid, met insig, met raad, met krag, met sterkte. Dat die gees van die lewende God op ons sal neerddaal om ons toe te rus met hierdie eienskappe en dat ons U sal vrees, want U is heilig. En Vader, ek bid in hierdie môre, saam met elke persoon wat ingeskakel is, laat dit bekend word oor die ganse aarde, dat U is die heilige van Israel. U is die God van Abraham, Isak en Jakob. Ek bid dat U vandag my asseblief uit die pad sal neem en dat U op die voorgrond sal kom en dat U naam verheerlik sal word deur alles. Al wat is my gebed en dis my roepe vir elkeen wat ingeskakel is vandag. En ek dank U daarvoor en my gees roep uit, halleluja, halleluja, prys sy wonderlike naam. Mense, weer eens dankie dat jy ingeskakel is by hierdie uitsending. Ek is absoluut klein wanneer ek die grootheid van Vader se woord beleef en ervaar. Ek wil vir jou sê dat ek is 'n Bybelstudent. Ek hou van die woord. Ek sit baie studietyd in. Wanneer ouens sal slaap in die aand, dan is my studeerkamer se lig nog aan. Wanneer ouens wakker word in die môre, is my liggie alreeds aan. Want ek geniet Vader se woord. Dit is my lewe. Dit is my roeping. Ek onthou, ek was 'n seentjie van 5 jaar oud, toe vra my pa vir my, so wat wil jy word? Ek sê, pa, ek wil 'n dominee word. en ek het al toe begin preek ek vir die kussings op die bed, en vir die volk op die plaas. Ons het 'n plaas in Kimberley gehad, en dan preek ek vir hulle, en ek onthou 1 jaar, ek was seker so 6-7 jaar oud gewees, my pa het my ook daaraan herinner, hy vra toe vir my, en toe wil jy nog steeds 'n dominee word, of wil jy 'n brandweerman word, want op daai jare wil almal 'n brandweerman word. Ek sê nee, ek wil 'n dominee word, en vir baie jare het ek dit nie kon regkry nie, en ek eer Abba. Ek dank hom dat sedert 2007 is ek geroep,
en het hy my lewe kom verander. Nou sê baie mense, wow, Frik, maar jy het eers laat begin in jou lewe. Jy's reg, ek het laat begin, maar weet jy waarvoor is ek dankbaar? Ek is dankbaar dat Vader het my lewe kom fast forward. Ek kry nie 'n mooi Afrikaanse woord vir fast forward nie, maar hy het my lewe kom fast forward, en elke dag besef ek net my totale afhanklikheid is by hom. Die bediening is net my sisteem, dis nie my bron nie. Die plaas wat ons op bedien is net die sisteem, dis nie die bron nie. Die bron bly Jothy Wafai die Almagtige. Hy is die bron van alles, hy is die bron van ons bestaan, hy is die bron van my lewe. Sonder hom gaan ons dit nie maak nie. So mense, baie welkom by vandag se Torah porsie. Dit was nou sommer net lekker om met jou te gesels, en ek wil net dankie sê namens my en Amelia vir liefde, vir omgee, vir warmte, vir mense wat sê, hoor die Frik, baie dankie, my lewe is verander, dankie vir dit, dankie vir die boodskappe, en dankie dat ons in eenheid kan staan met betrekking tot Vader se woord. So vandag is dit my voorreg om aan jou te bied, Behar. Nou mense, die Torah porsies wat ek hanteer met jou, gee vir ons 'n breë spektrum van die totale woord. As ek byvoorbeeld hierdie gedeelte vat, dis die Torah porsie, nee? Hier is my Bybel, dis die Torah porsie. Kom ons maak hom beter. Ja, so hier is die boek van Deuteronomium, daar is die boek van Rigters, hier is die boek van Josua, daar stop hy. Daar stop hy. As jy hierdie eerste 5 boeke verstaan, en jy trek hom deur in elke week se Torah porsie, dan gaan jy die totale woord verstaan, mense, in konteks. Jy gaan nooit weer byvoorbeeld die boek van Romeine of Galasiërs uit konteks uitlees nie. Jy gaan nie. En hartseer dat die algemene Christen doen dit, want hulle verstaan nie die Torah nie, hulle verstaan nie die beginsels van Vader se Vayikra, sy instruksies. Levitikus is die boek van instruksies, en dis 'n belangrike boek, en dat ons sal kennis neem, wat is die instruksies wat van hom afkom, wat vir hom belangrik is om daarin te wandel. Ek kan nie my eie instruksies, hoe ek hom wil dien, afdwingbaar maak in my lewenswandel nie. Dit gaan oor hom, en ek is sy tabernakel, ek is sy ambassade op hierdie aarde, om hom te eer en te verheerlik. So mense, wanneer ek die Torah porsie hanteer, dan praat ek ook oor die Nuwe Testament, ons praat oor die eindtyd gebeure, ons praat oor geloof, ons praat oor transformasie, ons praat eintlik oor al die fasette. So al wat jy moet doen is, jy kry 'n pen, ek hou van 'n pen, ek voel partykeer, ek kan nie praat as ek nie 'n pen in my hand het nie, ek moet skryf en praat, dis maar wie ek is, en so ek is net opgewonde oor Vader se woord, en ek eer hom daarvoor. Mense, Behar is Torah porsie 32, jy kan dit gaan oplees in Levitikus 25, 26. So wat ons doen by Menorah Tabernakel, ons gee vir jou 'n week voor die tyd. Soos byvoorbeeld, vandag is Shabbat. So môre, wat nou Sondag is die eerste dag van Shabbat. Nou op die eerste dag van Shabbat gee ons alreeds die Torah porsie vir volgende Shabbat. Sodat jy in hierdie week jou Torah porsie kan lees, jy kan al die skrifgedeeltes lees. Dis betreklik baie werk, hoor. Jy kan dit gaan lees, en wanneer ek dan die boodskap aanbied, soos nou vandag, dan het jy 'n week tyd gehad om voor te berei, sodat wanneer ek met jou praat, dan weet jy waaroor dit gaan. Met ander woorde, dis jou aandeel, dis jou verantwoordelikheid, dan weet jy waaroor dit gaan. Want as jy hierdie woord hoor vir die eerste keer, dan gaan jy dit dalk nie verstaan nie, maar wanneer jy dit reeds gelees het, en ek bied dit aan vir jou, en ek haal die vlakke uit, daar's 4 vlakke, en ek gaan dit binnekort met julle hanteer op 'n pragtige wit bord. Gaan ek dit met jou hanteer, wat is die eerste vlak? Aan die woorde, wat sien jy op sigwaarde? Wat sê die woord, wanneer jy die woord lees? En dan tweedens, wat sê die woord op 'n dieper vlak, en dan op 'n nog dieper vlak, en dan gaan ons na die diepste vlak toe in terme van Bybelstudie. So ons gaan jou leer wat dit is om hierdie woord reg te verstaan, sodat jy nooit weer Galasiërs en Romeine en Filippense en Efesiërs verkeerd gaan verstaan nie, waaroor baie gevegte gaan. En dan gaan jy ook verstaan dat Paulus is toe nou nie 'n valse leraar soos wat baie mense hom wil uitmaak nie. Paulus is toe nou 'n man wat dit gepreek het wat in die Torah staan,
en hy het elke woord herhaal wat Yeshua gepreek het. Uiteraard het Paulus ook sy baccalaureusgraad behaal. Hy was vir 3 jaar weggeruk gewees deur die Gees, en hy het gaan bly in die Arabiese woestyn, en hy is opgelei nie deur vlees en bloed nie, maar hy is opgelei deur die Ruach, deur die Heilige Gees. En hy kom by Petrus en hy sê, Petrus, hy sê, vlees en bloed het ek nie geraadpleeg nie, maar ek het die lewende God beleef en ervaar. En Petrus, ek wil dit met jou kom deel, wat hy met my kom deel het. Nou my gebed is dat jy vandag daardie openbarings sal ontvang op die berg. Kom ek en jy begin. Ek hoop jy pen in die hand en papier en 'n skryfding, so as jy wil saam leer, en ek hoop jy het dit gelees, dan skryf jy neer en jy maak aantekeningetjies in jou Bybel, en op so 'n manier word ek en jy dan 'n Bybelstudent. Paulus sê, you are a noble student. Halleluja. So mense, dit gaan nie net oor rus nie, dit gaan nie net oor grond nie, en ek gaan later daarby kom wat ek bedoel by die grond moet rus, en 'n Shemitah jaar, en 'n jubeljaar, en daai tipe van dinge. Alles wat die woord vir ons gee, en daar's baie keer opdragte wat die woord vir ons gee, wat ons nie altyd snap nie. Maar hoekom moet my grond elke 7 jaar rus? Wat beteken 'n jubeljaar elke 50ste jaar? Wat beteken dit? En hoekom moet ek dit doen? En hoekom is dit 'n opdrag wat eintlik nie vir my rasioneel sin maak nie? Wie waaroor gaan dit? Dit gaan oor identiteit. Mense, my boodskappe aan jou gaan oor identiteit, want as jy identiteit verloor, gaan hierdie wêreld vir jou insluk. As jy nie weet wie is jy nie, as jy nie weet waartoe jy in staat is nie, as jy nie weet wat is jou posisie in terme van die koninkryk nie, wil ek vandag vir jou sê, gaan die vyand met jou mors. En daarom sê die woord, in die laaste dae sal selfs die regverdiges gaan mislei word. So mense, hierdie boodskappe wat ek vir jou bring, gaan oor die identiteit. Belangrik, identiteit. Nommer 2, dit gaan oor eienaarskap. Dit gaan nommer 3 oor die herstel en die uiteindelike boodskap, die verlossing wat Yeshua Messia vir my en vir jou gebring het. Dit gaan oor ons vryheid. Ons is nie meer in Egipte nie. Dis hoekom Yeshua die prys betaal het op Golgotha, aan 'n folterpaal, nie aan 'n kruis nie, aan 'n folterpaal. En daarom is dit vir my belangrik om ondergeskik te wees aan hom. En hy kom en hy sê in Johannes 14 vers 15, hy sê, as julle my lief het, en almal bely met hulle monde, ek het hom lief, bewaar my gebooie, bewaar my gebooie. En sy gebooie gaan hy nou vir ons gee op die berg, Behar, dat ek en jy die geopenbaarde, gemanifesteerde heerlikheid van ons hemelse Vader sal beleef en ervaar. En daarom moet ons Jothai, Wafai, die Almagtige. Baie mense sal sê Yahweh, ek praat baie keer van Yahweh, dit gaan eintlik gepaard met Ruach, Yahweh, of ek sal praat van Jothai, Wafai, met dan die Jod, die Hy, die Waf en die Hy. Nou daai naam is in my DNA, Jothai, Wafai, en die waarde betekenis van sy naam is 26. En in my DNA en ook so in jou DNA is dit 26. Daai strings wat so deur mekaar loop, ek kan nie nou op die naam kom nie, maar dis 26. So hy is in ons, Jod, hy, Waf, hy. Die Jod is 10, die hy is 5, die Waf is ek en jy 6, en dan weer hy 5, en dis 26. En terloops, dis die jaar 2026. So daarom moet ek en jy op die berg kom, om sy instruksies te ontvang en te verstaan, en die oomblik wanneer ons sy instruksies ontvang, wat sy woord is, dan bring dit in my 'n vaste karakter. Wat was Dawid se gebed gewees in Psalm 51, gee in my binneste 'n standvastige gees. En dis hoekom hy ons sy Torah gegee het, en Torah beteken lewensinstruksies, dit beteken nie wet nie, dit beteken lewensinstruksies. Met ander woorde, sy leefwyse wat hy van ons verlang. Jy moet mooi luister. Sy leefwyse wat hy van ons verlang. En dan sê hy, wie my soek, sal my vind. So wanneer ons hom soek, dan beteken dit, ons neem ons verantwoordelikheid op, om hom te soek vir wie hy is.
Nou lees gaan saam met my in die Nuwe Testament, in die boek van 2 Timoteus, hoofstuk 2, vers 15. Hoor gou wat sê vers 15. 2 Timoteus 2, vers 15. Ek lees. Lê jou daarop toe. Stop geraaf vir 'n oomblik. Hierdie is verantwoordelikheid. Nou ongelukkig het die kerk ons kom leer, jy hoef niks te doen nie. Jy kan met jou armpies gevou sit, want alles is vir jou gedoen. Jy hoef niks te doen nie. En nou sê die woord, lê jou daarop toe. Met ander woorde, neem jou verantwoordelikheid op, om jou beproef voor Elohim te stel. Dis 'n enorme verantwoordelikheid. Dis nie net 'n ding wat jy ligtelik kan opneem nie. Dis 'n verantwoordelikheid, mense, wat 'n skeiding gaan bring tussen lewe en dood. Hoor my mooi, jy hoor nie mooi nie. Hierdie is 'n verantwoordelikheid wat skeiding gaan bring tussen lewe en dood. Kom ek lees hom weer. Lê jou daarop toe, om jou beproef voor Elohim te stel, as 'n werker wat hom nie hoef te skaam nie, wat die woord van die waarheid reg laat sny. So ek kan die woord van die waarheid net reg laat sny, wanneer ek die woord ken, wanneer ek tyd spandeer en ek skryf die woord en ek spandeer tyd met hom. Dan alleenlik wanneer ek tot die waarheid kom en ek verstaan die Torah en ek verstaan sy instruksies, mense, dan kan ek die woord reg sny en dan neem ek my verantwoordelikheid op en ek beproef myself voor hom om aan hom 'n welgevalle, heilige offer te wees. En dis die end time bride. Ons kan nie net Bybel lees, ek lees so ook 2-3 versietjies en ek vind nie eens uit waaroor dit gaan nie, en ek bid 'n gebedjie wat ek al vir die afgelope 20 jaar dieselfde gebedjie bid, en ek klim in die bed en ek slaap en ek dink, nee, ek is okay. Ek is okay. Ek het in die week met iemand 'n gesprek gehad, en hierdie persoon sê toe vir my, nee, weet jy wat, ek het geleer in my wandel met Yeshua nogal, dat almal gaan hemel toe. Ek sê, hoe kan jy dit sê? Want dis nie wat die woord my leer nie, hoe kan jy dit sê? En hierdie persoon antwoord, en ek het dit heel komies en nogal ingeneem, en ek lag sommer alweer daaroor. Hierdie persoon sê toe, nee, gaan bietjie na enige begrafnis toe, enige begrafnis. Almal wat daar in 'n kus lê, is op pad hemel toe. Niemand van hulle is op pad hel toe nie. Daai ou kleer daai persoon se lewe so in, dat almal is op pad hemel toe. En nou kan ek die aanname maak om te sê, eenmal gered, altyd gered. Ek sê nee, wow, dis nie so eenvoudig nie, want jy moet jou daarop toelê, om beproef te word voor Elohim, as 'n werker wat hom nie hoef te skaam vir die woord nie, want die woord wat jy bring, moet die waarheid wees. En die waarheid, ek hoop jy is reg vir hom, gaan jou ongewild maak, gaan toelaat dat mense jou verwerp. En dis wat Matteus 5 my kom leer, dat mense gaan jou vals beskuldig, mense gaan jou etiketeer. Dit beteken, stel jouself beskikbaar as 'n arbeider van Elohim. Mense, jy moet mooi luister, stel jouself beskikbaar as 'n arbeider vir Elohim, iemand wat hom nie skaam, omdat iemand sê, ek onderhou Shabbat nie. Iemand wat sê, ek is afgesonderd. Iemand wat sê, ek eet nie varkvleis nie. Hoekom is jy onder die wet? Met ander woorde, nou is hulle skaam om vir iemand te sê, ek eet nie varkvleis nie. Ek eet nie ham nie. Ek eet nie bacon nie. Ek eet nie varkverwerkte kosse nie. Nou is ek skaam daarvoor. Dan skaam jy jou vir die evangelie, dan skaam jy jou vir die waarheid. Nee, ek eet nie calamari en prawns en daai dinge nie. Waar kom jy vandaan? Die woord sê dan alles wat by jou mond uitkom, dit is onrein. Maar jy kan alles eet, net solank jy daaroor bid. Net solank jy daaroor bid, kan jy alles eet, en dit is wat Yeshua kom sê. Okay, wys my wat het gesê. Wys my wat het gesê. Vertel my wat het gebeur met die laken wat uit die hemel uit neergedaal het met Petrus. Gaan vertel my. Ons lees die woord verkeerd, omdat ons die Torah nie ken nie. As jy die Torah ken, gaan jy nie verkeerd lees nie. So iemand wat dit vir hom belangrik ag, dat hy hom nie vir die woord skaam nie. Ek sê, as mense sê, hoor, ek kan ons vir julle kos maak, en sê ek, baie dankie, ek waardeer dit, maar neem kennis, dan moet nie varken wees nie. Dan moet nie dit en dit en dit nie, want ons eet dit nie, want ons is apart gestel. So mense, dit is belangrik om jou praat te praat,
Jy hoef nie skaam te wees nie. Want die woord van die waarheid suiwer verkondig. En dit moet ek en jy wees. Vers 19. Ewenwel die fundament van Elohim staan vas met hierdie seël. Met watter seël? Met hierdie seël. Met watter seël? Met hierdie seël. Jahwe die Almagtige ken die wat syne is. As jy jou gaan skaam omdat jy Shabbat onderhou, omdat jy bang is om te sê, hoorie, ek eet nie varkvleis nie, omdat jy bang is om te sê, ek gaan nie na 'n troue toe, waar 'n man en 'n man tot 'n huwelik kom nie, ek is skaam om dit te sê, nou verwerp my familie my. Mense sê die woord, hy sê, ewenwel die fundament van Elohim staan vas met hierdie seël, dat Jotai, Wafai, die Almagtige, ken die wat syne is, om op te staan en uit te staan die wat aan hom behoort. En laat elkeen wat die naam van Messia Yeshua die gesalfde noem, afstand doen van ongeregtigheid. Doen afstand van ongeregtigheid. Kan jy sien dat vers 15 en vers 19 van 2 Timoteus, mense gaan oor my en jou verantwoordelikheid. En jy kan nie onverskillig staan teenoor sy woord nie. Jy kan nie. As jy onverskillig staan teenoor sy woord, gaan hierdie woord teen jou gebruik word. Hierdie woord gaan teen jou gebruik word. En daar waar ek hierdie woord byvoorbeeld gelees het en ek het daar 'n aantekeningkie gemaak, gaan hierdie woord teen my gebruik word. Ek kan dit nie bekostig nie. Daarom staan ek vir die waarheid. En ek is hier om jou te vertel, op die berg, Behar, wat jy moet hoor. Ons staan nie onverskillig teenoor sy woord nie. Ons is 'n bruikbare arbeider in sy koninkryk. Want waarheid is die sleutel en die woord is die kompas waarin ek en jy wandel. En die suiwerheid van sy woord moet deelagtig wees van my lewe en jou lewe. Ek skaam my nie vir die evangelie nie. Dis hoekom ek is radikaal vir sy woord. En ek kan nie toelaat om deur mense en deur omstandighede en deur wêreld en deur familie of wat ook al af te wyk van hierdie woord nie. En ek kry pak slaag, hoor. Ek kry die oproepe. Nie mense wat altyd ver van my af is, maar mense wat naby my is. Om te sê, hoorie, waar val jy uit? Het is belangrik om hierdie goed met jou te deel, want ons is op die berg. En op die berg is die geopenbaarde, gemanifesteerde heerlikheid van ons hemelse Vader. Ek kom uit Egipte uit. Was ek altyd so gewees? Nee, maar ek kom uit Egipte uit en ek het een doel voor oë. En ek sê dit vandag vir jou prontuit, reguit, dat jy verstaan. Mense, ons bedien hierdie woord nie om mense te behaag nie. Ons is nie hier om vir mense te vertel wat hulle wil hoor nie, maar wat hulle moet hoor. Want dit wat jy moet hoor, moet jou hande glad was en jou hart moet suiwer wees voor sy aangesig. 2 Timoteus, hoofstuk 2, vers 4. Niemand wat 'n krygsman is, niemand wat 'n soldaat is, wikkel hom in die werksaamhede van die lewensonderhoud nie. Niemand nie. As jy 'n soldaat is jy 'n soldaat. As ek 'n herder is van 'n gemeente, is ek 'n herder van 'n gemeente. Ek kry soveel navrae vanweë my agtergrond as rekenmeester. Hoorie Frik, wil jy nie ons boeke doen? Wil jy nie dit vir ons doen? Wil jy nie ons belasting? Wil jy nie dit? Jy sê ek nee. Ek wil my nie weer inwikkel met die dinge van hierdie wêreld nie. Ek is afgesonderd. Ek wil dit doen waarvoor Vader my geroep het. En ek wil hom glad nie vertrou nie. Ek vertrou hom want sy woord is my lewe. Sy woord is my voedsel. Sy woord is my voorsiening. Ek weet dit maak nie vir jou sin nie. En dit wat ek nou vir jou sê is dwaasheid by hierdie wêreld, want dis wat die mense dink en maar dis wysheid by Elohim. Frik, as jy ly, ek is glad nie ly nie. Ek is 'n man wat werk. Ek doen my werk. Vra my vrou agter my rug. Vra my kinders. Gevra die mense wat my ken. Ek sit nie in speel nie. Ek werk. Nou sê die woord, niemand wat 'n krygsman is, wikkel hom in die werksaamhede van die lewensonderhoud nie, sodat hy die een kan behaag wat hom vir die diens gewerf het. So wie het my gewerf? Wie het my geroep? Abba, hy het my geroep. Toe ek 'n seentjie was, my pad het natuurlik 'n ander wending geneem vir 'n bepaalde hoeveelheid jare,
maar éventueel het ek teruggekom op 'n laat stadium in my lewe, maar ek is terug. En verder, as iemand aan 'n wedstryd deelneem, word hy nie bekroon. Hy word nie bekroon as hy nie volgens die reëls van die wedstryd gewedywer het nie. As jy in 'n marathon hardloop en jy oorskry die reëls, al kom jy eerste, het jy nie eerste gekom nie, jy het die reëls oorskry, jy kan nie in 'n wedstryd deelneem en bekroon word as jy nie volgens die reëls gewedywer het nie. Met ander woorde, daar is reëls om bekroon te word. Wat is daardie reëls? Gehoorsaamheid. Teshuvah, dit beteken keer terug. Shama, luister na die woord en doen die woord. Adam word gevra, Adam, hoe weet jy is naak? Wie het vir jou gesê jy is kaal? Wie het vir jou gesê jy is naak, Adam? Adam, die enigste rede dat jy naak is en dat jy dit gesien het, is omdat jy nie by die reëls gehou het nie. Ek het vir jou gesê, Adam, van al die bome van die tuin van Eden kan jy eet, maar die boom van kennis van goed en kwaad, die boom van verleiding, die boom van misleiding, daai boom mag jy nie van eet nie, want die dag wanneer jy van daardie boom eet, met ander woorde, wanneer jy betrokke raak met gemengde godsdiens en met kerklike oorleweringe en menslike tradisies, Adam, wil ek vir jou sê, die dood gaan intree. Jy moet dit weet vandag, want jy hou nie by die reëls om op die berg te klim, behaar, sodat ek met jou kan praat nie. Adam, jy moet dit weet. En baie mense is vandag Adam, want hulle gaan eet van die boom van kennis van goed en kwaad, en hulle maak aanmerkings, soos byvoorbeeld, as jy die gebooie van God onderhou, dan is jy wetties, dan is jy Joods, want hulle verstaan nie, wat is die reëls om bekroon te word nie. Jy word nie net bruid nie, jy het 'n verantwoordelikheid om bruid te word, en wanneer jy bruid geword het, het jy verantwoordelikheid om daarby te bly. En mense wil nie daarby bly nie, want mense wil nie verantwoordelikhede opneem nie, mense wil maak en doen soos hulle smaak. Jy kan nie. Adam word gevra, Adam, hoe weet jy jy's naak? Ek het nie die reëls nagekom nie. Ek het nie by die reëls gehou nie. Adam, omdat jy nie by die reëls gehou het nie, kan ek jou nie bekroon nie. Ek het jou geskep as my kroonskepping, en jy het nie by die reëls gehou nie. Dieselfde het gebeur met Salomo. Salomo wat 2 keer van aangesig tot aangesig met Skepper God, die Heilige van Israel, gepraat het. Abba het hom geseën, ver meer as wat hy nog ooit 'n ander koning kon geseën het. En Salomo het dit nie gemaak nie. Hy het betrokke geraak met afgoderry. So kan jy sien dat ons Hemelse Vader, Jod-Hê-Waf-Hê, die Almagtige, is nie die aannemer van 'n persoon nie. Om bekroon te word beteken jy moet hou by die reëls. Matteus 24, die gedeelte wat sê dat smarte kom oor hierdie wêreld in die eindtyd, gaan beteken dat ek en jy moet by die reëls hou. Hy wat volhard tot die einde toe, sal gered word. Want in die laaste dae gaan die ongeregtigheid vermeerder word, met ander woorde, ongehoorsaamheid gaan in die orde van die dag wees. Dit wat verkeerd was is nou reg, en dit wat reg was is nou verkeerd, en almal leef in ongeregtigheid, en daar's absolute morele verval. En as jy skaar by die morele verval, en jy sny jou af van die waarheid, gaan jy nie bekroon word nie. Jy gaan nie. Jou naam is in die boek van die lewe geskryf, en jy moet jou verantwoordelikheid nakom. Die feit dat ek en jy die gawe het van die ewige lewe, dis genade. Jy hoef nie die Torah te onderhou en die Shabbatte te onderhou vir die gawe van die ewige lewe nie. Dis 'n geskenk van Elohim. Maar omdat ek die geskenk ontvang het en ek het niks gedoen daarvoor nie, wil ek wandel in 'n verantwoordelikheid om hom te behaag elke dag van my lewe. En dit was verlede week se Torah porsie. Ek wil hom elke dag behaag, en dit moet 'n daaglikse offer wees aan hom. Adam, jy het nie gehou by die reëls nie. So uit. Jy's uitgewerp uit die tuin uit. Adam, omdat jy nie gehou het by my stem en by my reëls en by my vayikra, ek het jou geroep om gehoorsaam te wees. Ek gee jou my lewensinstruksies. Adam, ek gee jou my verbale Torah. Moenie dit doen nie. Nou het jy dit gedoen. Adam, weg is jy. Gaan uit. Jy's uit die tuin van Eden uit. Ja, frik, maar dis Ou Testamenties. Goed, kom ek lees vir jou, Openbaring 22 vers 14. Salig is die wat sy gebooie doen,
Salig is die wat sy gebooie doen. Met ander woorde, hulle sal bekroon word, nê? Sodat hulle reg kan hê op die boom van die lewe, met ander woorde, hulle het reg op, wat is die boom van die lewe? Dis die menorah. En die menorah is die erfenis waarin ek en jy wandel. Dis wysheid, krag, insig, raad, sterkte, die vrees van God is op my, en ek is gesalf met sy teenwoordigheid. Salig is die wat sy gebooie doen, sodat hulle reg kan hê op die boom van die lewe, en kan ingaan in die poorte van die stad. Met ander woorde, nou is my posisie as bruid herstel. Die bruidskap wat ek in moes gewandel het deur Adam, wat droog gemaak het, nou is my posisie herstel. Nou geniet ek my regte en my voorregte, want ek het my verantwoordelikheid nagekom, en ek wil dit weer sê, as jy sê jy het hom lief, bewaar sy gebooie, en as jy sê jy het hom lief, en jy bewaar nie sy gebooie nie, dan is jy 'n leienaar. Dan is jy uit, dan is jy naak. En my gebed vandag vir jou wat ingeskakel is dat jou posisie op die berg behar, dat jou posisie herstel sal word, dat jy weer die regte en die voorregte sal geniet, soos wat Vader dit vir jou beplan. Hulle wat nie die reëls gehoorsaam nie, hulle wat dit nie respekteer nie, kom ek sê dit weer vir jou, hulle wat dit nie gehoorsaam nie, hulle wat sy reëls nie respekteer nie, Openbaring 22 vers 15, lees saam met my. Maar buite is die honde, buite is die towenaars, buite is die hoereerders ook met afgoderry, hoereerders met wêreldgodsdiens, tradisionele godsdiens, menslike oorleweringe. Buite is die hoereerders wat hoereer met songod aanbidding, met Baal aanbidding, soos byvoorbeeld Kersfees, soos byvoorbeeld Easter, met Nuwe Jaar, met Valentine, met Vadersdag, met Moedersdag. Waar kan jy 'n mens bokant God opstel in die plek van waar hy aanbid moet word 'n vader of 'n moeder aanbid? Waar kom ons vandaan? Maar buite is die honde en die towenaars en die hoereerders en die moordenaars, want dood en lewe lê in die mag van die tong, en jy kan iemand doodmaak met jou tong. Die oomblik wanneer jy van iemand skinder of van iemand kwaad praat, of jy praat nie herhalend van iemand anders, is jy 'n moordenaar, dan beteken dit jy's uitgesluit. En die oomblik wanneer jy van God se skepping teenoor iemand negatief praat en daai persoon raak kan noem, of dit beteken dom of stupid, dan beteken dit jy het moeilikheid. Dan is jy uit die tuin van Eden, jy's uit die beloofde land uit, jy's uit die hemel uit. Moordenaars nie net mense wat 'n fisiese moord pleeg nie, maar moorde wat ook gepleeg word met woorde. So julle wat skinder moet ophou. Julle wat steel moet ophou. Julle wat hoereer moet ophou. Julle wat betrokke is met buiteegtelike verhoudings moet ophou. Jy kan nie op die berg klim en sy stem hoor en sy gemanifesteerde heerlikheid beleef en ervaar en aangaan met jou lewe soos 'n heiden in jou ou lewe nie. Jy moet stop daarmee. Die vloek en die skel en die skree moet stop. Die gedrinkery moet stop. Die Facebook verhoudings moet stop. Die pornografie moet stop. Dan beteken dit jy's nie apart gestel nie. Buite is die moordenaars en die afgodsdienaars en elkeen wat die leuns liefhet en dit doen. Daar is skei sake tussen mans en vrouens oor Kersfees. Daar's egskeidings wat plaasvind tussen wat is reg en wat is verkeerd. Hierdie woord is 'n woord van liefde, maar hierdie woord is ook 'n woord van skeiding. En die woord sê dit, ek sal vyandskap stel tussen vader en seun, tussen moeder en dogter. En ek sien dit, want papas en mamas neem kinders kwaadlik omdat hulle op die pad gekom het van waarheid. En hulle stel nie meer belang in hierdie tradisie godsdiens nie. En wat hierdie afgoderry ingebring het in die plek van aanbidding, en die kinders sê, dis nie meer vir ons nie. En daar's oorlog. En dieselfde met ouers wat weer tot bekering gekom het met betrekking tot die waarheid, en waar die kinders sê, my ouers is op 'n ander planeet. Dan is ons buite die tuin van Eden. Ons is buite in die nuwe stad. Ons is buite die nuwe Jerusalem. Adam, dit was jou keuse gewees. En Adam, nou dra jy die gevolge van jou keuse. Moderne tyd. Frik, dit was jou keuse gewees. Nou dra jy die gevolge
van jou besluite. Jy dra die resultate. Jy het jou Bybel, jy het jou woord, ek het my woord. Dit maak my niks beter as jy nie. Ons is presies dieselfde. Ek en jy is gelyk, ons is equal. Ek is niks beter as jy nie. Ek leef saam met jou in hierdie bose wêreld. Ek leef saam met jou in 'n wêreld wat krom en verdraai is, met geweldige klomp uitdagings. Ek en jy het 'n verantwoordelikheid om na te kom. So mense, hierdie gedeelte Behar op die berg, wil ek vir jou kortliks oopbreek met messiaanse skaduwees, met Hebreëse insigte, en dan 'n dieper profetiese betekenis, dat ek en jy kan verstaan waaroor hierdie woord gaan. En ek wil weer eens vir jou sê, dankie vir jou geduld, en dankie dat jy luister, en dankie dat jy uitluister, want hierdie is belangrik. So die woordjie Behar beteken op die berg. Ons het geloop uit Egipte uit, ons is nou op die berg. Almal van ons het op 'n stadium betrokke gewees met Egipte. Ons is uit Egipte uit, maar nou is dit belangrik om Egipte uit my hart uit te kry, uit my gedagtes uit te kry. Ek moet klaar kry met dit. So die woordjie Behar is die woordjie Behar. Nou, beteken in en har beteken berg. Met ander woorde, die berg is altyd 'n plek van openbaring. Dis 'n plek van verbond. Dis 'n plek van autoriteit. En ek kom weer terug na identiteit toe. Ek en jy moet weet, wat is jou identiteit? Mense, hierdie Torah porsie Behar, wat op die berg beteken. So baie keer wanneer ek op die pad ry, ons is op pad om te gaan bedien, en ons ry ergens heen, en ek sien hierdie hoë berge, dan praat ek en Amida, en ek sê, liefie, kyk daai berg, dis pragtig. So, waarin laat 'n berg jou dink? Vir my laat dit dink aan Sinaï, op die berg, wat daar gebeur het. Ek herinner my, in Yeshua se tyd, nou, Yeshua is natuurlik Elohim in die vlees, die woord het vlees geword en onder ons kom woon, en die profeet Jesaja dit kom bevestig om te sê, hy's wonderbaar, hy's raadsman, hy's sterke God, hy's ewige Vader, hy's vredevors. En dis wie Yeshua is. Elke keer wanneer ek daai berg sien, dan dink ek aan Yeshua wat vroeg in die oggende, voor almal nog wakker geword het, dan het hy opgegaan op die berg om te gaan bid. Die berg van verheerliking. En die berg van verheerliking, ek het die voorreg gehad om 'n paar keer op daai berg te kon tyd spandeer, om daar te bid, om mense daar te bedien met die woord, om net by mense bewus te maak van sy glorie, sy heerlikheid. En dit laat my dink in die boek van Openbaring, Openbaring waar daar nie meer son of maan gaan wees nie, maar sy heerlikheid gaan geopenbaar word, en dit gaan skerper wees as die son. So, op die berg van verheerliking, dis my gedagtes. Op die berg dink ek altyd in Karmel, op die berg die verheerliking van Yeshua, op die berg Sinai. So daar's 'n klomp fasette in my lewe wat op die berg gebeur het. En dis hoekom ek so lief is vir berge. Ek hou van bergklim. As ek bo kom, wil ek sommer net 'n altaar bou, want dis my besondere plek. Want die berg van verheerliking is ook in my gedagtes wat nou opkom, is waar Yeshua se heerlikheid geopenbaar was. En Yeshua kom gee die leringe op die berg in Matteus hoofstuk 5. En 'n berg is 'n plek waar hemel en aarde ontmoet. En wanneer ek en jy op die berg geklim het, ons is die waaf, ons is die konnektor tussen hemel en aarde. So as jy van die berg af beweeg en jy die konneksie gehad, dan moet jou gesig skyn asof jy in sy teenwoordigheid was. Man, ek geniet dit sommer net om met jou te praat. So hierdie porsie Behar op die berg gaan oor hoe die hemelse ekonomie op hierdie aarde werk. Ek wil dit weer vir jou sê. Want die oomblik as jy dit snap, en jy verstaan, hemelse ekonomie op aarde verander alles. Ek het dit verlede week gesê, toe Yeshua by die disippels kom, nadat hy vir 40 dae in die woestyn was, toe kom hy by die disippels en hy sê, ouens, bekeer julle. Ek herhaal, bekeer julle, want die koninkryk van die hemel het naby gekom. Ek wil julle vertel, hoe werk die hemelse ekonomie op hierdie aarde? Hoe werk die koninkryk in hierdie tabernakel? Hoe werk hierdie koninkryk in my huwelik, in my finansies, in my werksplek?
Hoe werk hierdie koninkryk in wie ek is, in terme van my identiteit? En my identiteit moet gepaard gaan met sy karakter. En ek kan net sy karakter akkommodeer in my lewe wanneer ek op die berg is. En dis hoekom by haar so 'n belangrike boodskap is. Want ek wil opstap na die berg, my verantwoordelikheid, en ek wil hom ontmoet op die plek waar hy my nooi om hom te ontmoet, omdat ek in sy weë wandel, omdat ek in sy instruksies leef. En daardeur het ek nie die gawe van die ewige lewe nie, ek het die gawe van die ewige lewe vanweë genade, die volmaakte werk op Golgotha deur Yeshua HaMashiach. Hier kom die opdrag, die Sabbatsjaar, die Shemitah-jaar. En dis alles deel van hierdie porsie. Levitikus 25. Jy kan dit gelees van vers 1 tot en met 7. Die Shemitah. Nou jy kry Shemitahs en dan kry jy natuurlik 'n groot Shemitah of 'n hoof Shemitah. Maar gaan jy nou daaroor praat. Die opdrag is elke 7 jaar moet die land rus. En baie boere doen dit. En mense, ek kan met daai boere gaan praat. Want dis hemelse ekonomie wat op aarde manifesteer. So Shemitah, na 50 jaar is daar 'n totale vrystelling, dis 'n jubeljaar. So alle eiendomme word weer teruggegee aan die oorspronklike persoon aan wie dit behoort het. Slawerny is in totaliteit gebreek en nou kom die messiaanse vervulling in terme van die jubeljaar en die Shemitah-jaar. So Adam, wat ons nou hanteer het, is ontneem uit die tuin van Eden. Hy is ontneem van alle vryheid, van alle regte en van alle voorregte, vanweë sy keuse. So Adam het die resultaat van sy keuses gedra vir die res van sy lewe. En Jotawaf, die Almagtige, het vir hom gesê, Adam, die oomblik as jy van daai boom gaan eet, sal jy sekerlik sterwe. Die duiwel kom met misleiding en verleiding, en hy sê, man, eet hierdie brood, of eet hierdie boom, eet hierdie appel, julle sal verseker nie sterwe nie. Daai was nie 'n regte appel of 'n brood of wat ook al nie. Dit was absoluut die eet van misleiding en verleiding. So Adam is ontneem van alles. Hy is ontneem van 'n plek van veiligheid. Hy is ontneem van 'n plek van teenwoordigheid. Hy is ontneem van 'n plek van identiteit. En dis waaroor by haar gaan. Om op te kom op die berg, om te gaan bepaal, wat is my identiteit in terme van koninkryksbeginsels. Yeshua is ons Shabbatsrus deur die folterpaal wat hy gesterf het. En daarom neem ons Elohim se instruksies ernstig op. As ek dit nie opneem nie, is ek terug in slawerny. En uitsluiting is die resultaat as ek nie wandel in sy weë nie. En dis hoekom die volk vir 70 jaar in ballingskap was. Want die volk het nie die grond elke 7 jaar laat rus nie. Want die weë van Jerobeam het ingekom. Die weë van Jerobeam bestaan tot vandag toe nog. En dis nog steeds misleiding en verleiding. Die volk het nie die grond laat rus elke 7 jaar in terme van 'n Shemitah nie. Die volk het nie die Shabbatte nagekom nie. Hulle het dit onverskillig hanteer. Die volk het nie gehoorsaam gewees aan die instruksies en die verordeninge van Skepper lewende God nie. Jeremia 25 vers 3. Lees saam met my. Vanaf die 13de jaar van Josia, die seun van Ammon, die koning van Juda, tot op hierdie dag. Nou, 23 jaar lank, het die woord van Jotawaf, die Almagtige, tot my gekom. En ek het julle toegespreek, vroeg en laat, maar julle het nie geluister nie. Vers 4. Ook het Jotawaf, die Almagtige, al sy knegte en al sy profete na julle gestuur, vroeg en laat, maar julle het nie geluister nie. En julle het julle oor nie geneig om te hoor nie. Want julle was my eie woorde, hardnekkig, julle het mos julle eie kerk, julle het mos julle eie woord, julle skep julle eie geregtigheid, dit wat reg was, wat nou verkeerd is, en andersom, julle maak en doen wat julle wil, julle het nie meer 'n saak met die woord van Skepper God nie. Vers 6. En loop nie agter ander gode aan, om hulle te dien, en julle voor hulle neer te buig, en my te terg nie. En met die werk van julle hande, dat ek julle geen kwaad aandoen nie. Hoe arrogant is ons nie?
Ek kan maak en doen wat ek wil. Ek kan maar songod aanbidding toepas in my lewe, in my hele gesin, met die vier van Kersfees, en Vader moet maar tevrede wees. Hoor mooi, hy sê julle is besig om my te terg met die werk van julle hande, en dat ek julle geen kwaad sal aandoen nie. Daar gaan 'n hartseer woord kom in Matteus 21, wat sê, gaan weg van my, julle wat die ongeregtigheid werk. Ja, maar, moenie vir my ja maar nie. Het jy gedoen wat ek vir jou gesê het jy moet doen? Nee, ek het nie. Het jy dit gedoen? Ek het my knegte, ek het Torah porsies op 'n kanaal uitgestuur, en jy wou nie daarna luister nie. Jy het jou afgesmeer in die woorde. Jy het gesê, man, Frik is wetties, en hy's Joods, en hy's al hierdie dinge. Wie wil na hom luister? Gaan nie oor my nie, ek is net die boodskapper, ek staan soos die Jeremia, en ek sê, vandag so spreek Jahwe die Almagtige. Maar julle wil nie luister nie. En julle sê dat julle werk van ongeregtigheid met julle hande, dat ek, Jahwe die Almagtige, julle nie sal kwaad aan doen nie. Daar gaan 'n dag kom, wanneer hierdie woord teen jou gedraai word. Daar gaan 'n dag kom, want die woord sê, hy wat volhard tot die einde, sal gered word. Vers 7. Maar julle het nie na my geluister nie, spreek Jothai, Wafai die Almagtige, om my te terg met die werk van julle hande. Met die werk van julle hande, julle tot skade. Julle tot skade. Vers 10, hier is die gevolge. En ek sal uit hulle laat verdwyn die stem van vreugde en die stem van vrolikheid. Hoe lyk Suid-Afrika vir jou? Dis 33.000 kerke. Hoe lyk Suid-Afrika se infrastruktuur vir jou? Hoe lyk ons ekonomie? Hoe lyk ons dieselprys? Hoe lyk ons regering? Hoe lyk ons huwelike? Waarmee is ons kinders besig? Hoe lyk die manne wat in 'n huwelik staan, wat betrokke is met demoniese seksualiteit, ons noem dit pornografie? Hoe lyk rebelse kinders aan ons huise? Hoe lyk kinders wat uit die skole uitdrop? Hoe lyk dwelmverslaafdheid in ons land? Alkoholgebruik en misbruik, hoe lyk dit in ons land? Antwoord my gou, hoe lyk hierdie goed in ons land? Hoe lyk die morele verval in ons land? Hoe lyk die spraak teenoor senior burgers, teenoor ouer-kind verhouding, die respek wat kinders het vir ouers? Hoe lyk dit? En ek sal uit julle laat verdwyn die stem van vreugde, en die stem van vrolikheid, en die stem van die bruidegom, en die stem van die bruid. Hoor mooi, die geluid van die handmeel, en die lig van die lamp. Hoe lyk dit? Het ons lamp uitgedoof? Yes. Wie help jou as jy in 'n situasie is? Na watter polisiebeampte toe gaan jy as jy moeilikheid het? Alles is korrupsie. Alles is verkeerd. Alles is sleg. Ek kan op my hand tel van al die oproepe wat ek ontvang, hoeveel gelukkige huwelike is daar? Hoeveel gelukkige kinders is daar? Ek doen die berading. Ek sien waarmee mense besig is. Ek sien wat mans aan vrouens doen, en wat vrouens aan mans doen. Ek sien wat kinders aan ouers doen. Ek sien dit. Die geluid van die handmeel, en die lig van die lamp. Die lig van die lamp is wat? Is my Torah. Is my Torah. En dis die uitwerking van Jahwe se instruksies, wat besig is om te verdwyn. Ek sê dit terwille van hierdie boodskap, maar ek is ook aan die ander kant opgewonde en dankbaar vir soveel mense wat tot die waarheid kom. Mense wat gesnap het, man, ons is besig om voorgelieg te word. As die lig verdwyn, wat gebeur dan? Dan tree duisternis in. Wat gebeur as duisternis intree? Rampe, finansiële insinking, vloek, skel, belediging, blaam, jou skuld. Dis wat gebeur. Vers 11. En hierdie hele land sal 'n pynhoop, sal 'n woestynny word, en hierdie hele nasie sal die koning van Babel 70 jaar lank dien. 70. Hoekom 70? Want vir 490 jaar het die land nie gerus nie,
En vir 490 jaar was daar nie Shabbat nie. Vers 12. En as die 70 jaar vol is, sal ek oor die koning van Babel en oor die nasies spreek Jahwe die Almagtige, hulle ongeregtigheid besoek en oor die land van die Galdeërs en sal dit 'n ewige wildernis maak. Met ander woorde mense, vir 490 jaar het die volk die Shemitah nie gehou nie. Nog minder die Shabbatte. En daarom was hulle vir 70 jaar in ballingskap. Ek en jy dien 'n regverdige Elohim. Ons dien 'n Vader, ons dien 'n hemelse Vader, wat getrou is aan sy woord. Hy is nie onregverdig nie. Maar wat ons gedoen het, ons was ongehoorsaam geweest. Ons het nie op die berg geklim nie. Ons het gesê, Moses, praat jy, want die stem is te erg. Nee Moses, ons kan dit nie doen nie, dit is te erg vir ons. En vrees het dit veroorsaak. En die fokus het na ons toe gekom. Die afgelope paar jaar, ek onthou, wat my aan betref, my lewe, ek kan nie praat van die 50s nie, ek was nie in die 50s gebore gewees nie, maar die fokus het op die mens begin fokus en nie meer op die lewende God nie. En het gaan oor die mens en het gaan nie meer oor God nie. En ek kan dit bewys. Ek kan dit bewys. Want as jy iets lees in die woord en jy praat met iemand daaroor of iemand vra vir jou vraag rondom die woord en jy sê maar die woord sê die volgende, dan gaan hierdie persoon sê, my dominee sê dit of my pastoor sê dat. Met ander woorde, die mens is weer, hoor, as God bestempel. Mense, hier is die hoogste gesag. Dis die woord, is die hoogste gesag. En die fokus moet van my en jou afkom. In 70 jaar is regverdige oordeel. Lees saam met my na die boek van Hebreërs, hoofstuk 9. Ek gaan 2 verse lees, vers 9 tot 10. Daar bly dus 'n sabbatsrus oor vir die volk van Elohim. Want wie in sy rus ingegaan het, rus ook self van sy werke, soos Elohim van syne. So wat se taal is hierdie? Hierdie is bruidstaal. Hierdie is identiteitstaal. Wat het ek nou vir jou gesê? Ons identiteit moet herstel word. So wat se taal is hierdie in die boek van Hebreërs hoofstuk 4? Dit gaan oor bruidstaal, dit gaan oor identiteit. Ek erken, wie is hy? Hy het gerus op die 7de dag, Genesis hoofstuk 2, vers 2 tot en met 3. Hy het gerus op die 7de dag, hy het hierdie dag geseën en dit geheilig. In die boek van Jesaja 58 vers 13 en 14, wanneer jy jou voet nie terughou van my Shabbatte nie, en dit 'n verlustiging noem, en nie jou eie sake doen, of ydelle taal spreek nie. Met ander woorde, let op wat jy praat op Shabbat. As jy dit doen, en jy noem dit 'n verlustiging, sal ek jou laat ry op die hoogtes van hierdie aarde, spreek die mond van Jothy Wafai die Almagtige. Ek wil jou leer, wat is die hemelse koninkryk, wat op aarde moet manifesteer, maar julle wil nie. Ons luister na hierdie, en ons luister na daai. Stop vandag, om te werk vir jou eie regverdigheid. Stop vandag, om op jouself te vertrou vir jou voorsiening. Hy bly, en hy is, en hy sal wees tot aan alle ewigheid, die bron van ons bestaan. Nee, Frik, ek moet hierdie jaar plant. Jy kan nie daai blok plant nie, want daai blok moet rus. Dis 'n Bybelse beginsel. Daai landerye moet rus. Hulle moet rus. As hulle nie rus nie, gaan jy nie die maksimale opbrengs kry op daai land nie. Want as jy die land laat rus, dan gebeur iets in die grondformasie, en dis 'n hemelse beginsel wat op aarde manifesteer, en dis koninkryksekonomie. So as jy na die 7de jaar weer plant, kry jy 'n mega-oes. Maar die oomblik wanneer jy die land uitput, en jy bly, en jy gaan aan die 6de jaar, en die 7de jaar, en die 8de jaar, en jy bly plant, en jy bring kunsmis, en jy bring dit, is jou oes besig om af te neem. Hierdie is 'n Bybelse beginsel. Dis hoekom die volk in ballingskap was. Hulle het nie die grond laat rus nie. Hulle het gemaak en doen net wat hulle wil. Hulle het nie Shabbat geëer en gerespekteer nie. As jy die land rus, dan beteken dit, jy rus in hom. Jy rus in hom. Wat beteken dit? Ek het vertroue in sy voorsiening. Halleluja. Halleluja. Ek het vertroue in sy voorsiening. Land
hierdie jaar rus julle, want dis die 7de jaar. Dis die Shemitah jaar. Pas op vir gierigheid. Pas op, want dis 'n ewel in ons lewens. Dis hierdie Torah porsie. Die oomblik wanneer jy jou wegskaar van die waarheid, dan pluk jy van die boom van kennis van goed en kwaad. En wanneer jy van die boom van kennis van goed en kwaad gaan pluk, gaan jy die resultate dra. Die numeriese betekenis van 7, almal ken dit. Dit beteken voltooiing, dit beteken goddelike siklus. Vir 6 jaar werk ek. Die 7de jaar rus ek. 6 jaar menslike moeite. 7de jaar goddelike rus. Wat kies jy? Wat se dag is vandag? Die 7de dag. Môre is die eerste dag van die week. Eerste dag van Shabbat. Maandag, die tweede dag van Shabbat. Dan werk ons weer. Ons werk Sondag, Maandag, Dinsdag, Woensdag, Donderdag, Vrydag. Kom ek maak dit so. Ons werk eerste dag van Shabbat, tweede dag van Shabbat, derde dag van Shabbat, vierde dag, vyfde dag, sesde dag van Shabbat. Sesde dag beteken voorbereidingsdag. As die son besig is om te sak, dan is dit voorbereiding vir Shabbat. Die 7de dag rus ons. Dan vertrou ons hom. Dan werk ons nie. Ek vertrou vir sy voorsiening. Die 7de jaar rus my lande. My lande rus. Ja, maar frik, ek het daai rekenings en ek moet my implemente en ek moet my karre en ek moet dit. Relax. Vader is die voorsiener. Nie ek en jy nie. Die land wat rus beteken, selfs die aarde reageer op gehoorsaamheid. Dis hoekom die manna, as jy meer optel vir elke dag, het dit vrot geword. Maar op Shabbat was selfs die natuur gehoorsaam aan die hemelse ekonomie. Op Vrydaande het jy dubbele porsie gekry. Dit het die hele 7de dag het dit gehou. As daar geen rus inkom nie, dan kom daar uitputting. Dis hoekom mense uitgeput is vandag. Dis hoekom mense teen 11:00 in die môre is hulle doodmoeg. Hulle is geestelik, hulle is emosioneel, hulle is fisies, hulle is finansiëel, hulle is identiteitsuitgeput, hulle weet nie watter kant toe nie. Want die mense was heeltyd besig om te veg en om te oorleef en hulle kry nie kans om te rus nie. Presies wat gebeur het in die dae voor die vloed in Noag se tyd. Presies wat nou gebeur in hierdie dae voor die koms van Yeshua, die Messia, die gesalfde. Ons leef in die laaste dae. Dit wat was, sal weer gebeur. Ons is besig om te trou, ons is besig om te werk, ons is besig met karre en ons is huise en ons is besig met al hierdie tipe van dinge. Ons is besig met die skoolaktiwiteite, ons is besig met partytjies en ons is besig met dit en ons is niks groot sondes nie. Ons is net besig met die dinge van hierdie wêreld. Maar wanneer dit kom by Elohim, dan verwaarloos ons sy instruksie. Wie dra die gevolge? Ek en jy. Mense wat soekend bly, maar hulle vind nie. Mense wat identiteit soek, en hulle vergeet, hulle het identiteit in hom, kom net in lyn in terme van op die berg, klim op die berg, sodat jy sy stem kan hoor, sodat jy die geopenbaarde heerlikheid van hom kan beleef en ervaar. En nou omdat ek my identiteit het, en ek verstaan sy beginsels, ek verstaan die koninkryksbeginsels, in my lewe op hierdie aarde, en nou het ek identiteit, en die oomblik wanneer ek identiteit het ek gesag, en dan wandel ek in koninkryk, heerskappy, en nou kan ek met gesag sê, ek leef nie meer nie, maar hy leef in my, want, hy wat in my woon, wie woon in jou? Die Heilige Gees, is sterker en groter as hulle, wat in hierdie wêreld is. Halleluja, prys sy naam. So mense deel van hierdie Torah porsie behar, en ek vertrou jy geniet elke oomblik, want ek geniet dit om hierdie woord met jou te kan deel. Dit beteken op die berg. En daar kry ek die instruksie ten opsigte van sekere tye en seisoene. Met ander woorde, Shabbat is belangrik, sy feeste is belangrik, sy afsprake, ons het dit gehanteer. Dan is die instruksies rondom grond is belangrik. En dan is daar instruksies rondom 'n jubeljaar wat bekend staan as Jovel.
En jy kan dit gelees in die boek van Vayikra of Levitikus, hoofstuk 25 vers 8 tot 17. Met ander woorde, elke sewende jaar staan bekend as 'n Shemitah. Maar 7 maal 7 Shemitas beteken 'n groot Shemitah. Dit is dan die 50ste jaar. Amper soos met die omerreeks nou, nê. 7 maal 7 Shabbatte is met ander woorde 49 dae en dan kry jy die 50ste dag en dis die uitstort van Heilige Gees. Dit is die reis van Egipte na Sinaï. Ons reis in die belofte en by Sinaï op die berg Behar, daar word die belofte gemanifesteer en geopenbaar in my lewe en ook so in jou lewe. Nou kom my vraag vandag, watter beloftes in jou lewe wat Vader in jou gemaak het, is nog in afwagting? Gaan skryf dit neer, vat 'n pen, gaan skryf neer, watter beloftes het Vader in jou gemaak? Watter beloftes het jy in sy woord gelees, om te sê, wow, jy het Abba belofte gemaak, en jy skryf daai belofte neer, en jy sê, Abba, hier is 'n belofte in my gemaak. Ons is nou in 'n belofte tydperk, ons is in 'n tussenseisoen, ons is vanuit Egipte, na Sinaï, Behar op die berg, die openbaarmaking van sy heerlikheid. Dis met ander woorde, die belofte kom in realiteit. Nou dieselfde met 'n jubeljaar. 'n Jubeljaar is jou 50ste jaar. Nou, profeties, ek gaan hierdie met jou deel. Kom sommer nou by my op, ek moet hierdie met jou deel. Mense, hierdie is amazing. Nou, jy moet nou by my bly. 'n Jubeljaar is byvoorbeeld 50 jaar, né? Dis 'n jubeljaar. 'n Jubelperiode is 50 jaar. 7 maal 7 jare, die 50ste is dan 'n jubeljaar. So, nou sê Vader vir Moses, jy gaan 120 jaar oud word. Nou bly almal daarby. Onthou ek het 'n rukkie terug mee gepraat. Ons gaan 4 vlakke van Bybelstudie hanteer. Die eerste vlak is, Moses, jy gaan 120 jaar oud word. Dit gaan die ouderdom van die mens wees. En dis hoe ons dit lees. So nou vra ek die vraag, hoe oud word die mens? 120 jaar. Dit is die vlak 1. Vlak 2. Kom ons kyk so 'n bietjie verder. Moses, jy word bestempel as die sagmoedigste leier, en jy was 'n profeet wat daar nog nie was nie. Maar na jou gaan daar 'n ander profeet opstaan. Daai profeet gaan groter en sterker en beter wees soos wat jy is. Met ander woorde, Moses, 120 jaar, maar na jou, die derde vlak. Wat beteken daai 2 aspekte in my en in jou lewe? Wat is die skaduwees? Die skaduwees is met ander woorde, Moses, na jou gaan iemand opstaan. Moses, jy is soos byvoorbeeld 'n middelaar. Jy praat met Jahwe, die almagtige Jotwafai, en dan praat jy met die volk. Maar na jou gaan iemand opstaan. Dis die skaduwee wat in vervulling kom met die geboorte van Yeshua. So, met ander woorde, nou moet ek gaan kyk na die 4de vlak van Bybelstudie. Wat beteken dit? Nou, dis wat ek vinnig kortliks met jou gaan bespreek. Nou, so 'n jubeljaar, mense bly met my, is 50. Moses, jy gaan die ouderdom van 120 jaar bereik. Wat is die 4de vlak van Bybelstudie ten opsigte van 120? As jy die woord gaan lees in Vayikra 25, Levitikus 25, sal jy agterkom dat 'n jubeljaar is byvoorbeeld 50 jaar. So, wat is 50 maal 120? Kom ons maak die som. Hier is my rekenaar. So, 50 maal 120 gee vir jou 6000 jaar. 6000 jaar. So in terme van die jubeljare, wat word vir my en vir jou gesê? Dat die mens gaan op hierdie aarde wandel vir 'n periode van 6000 jaar. Dan is dit verby. Moses, hoe oud gaan jy word? 120. So in die 4de vlak, op die sotvlak van Bybelstudie, beteken dit eintlik, met ander woorde, hierdie wêreld gaan 6000 jaar oud wees, dan gaan die millennium plaasvind, die 7000ste jaar. So wanneer jy na die menorah gaan kyk,
Ons jy sien, dit is ook 1, 2, 3, 4, 5, 6.000ste jaar. Die 7.000ste jaar is die fees van Sukkot. Aan ander woorde, dis die millennium. So hierdie is die tydperk van hierdie aarde. So wanneer was Yeshua sy eerste koms? Kom ons maak weer die som. So wanneer het Yeshua na hierdie wêreld gekom? Wat is die numeriese waarde van Yeshua? Dis 4. Wat is die letternaam in die Hebreëse alfabet van 4? Sy naam is Dalet, dit beteken deur. So jaar 1, of kies, 1000, 2000, 3000, 4000. So in die 4000ste jaar, aan die einde van die 4000ste jaar, is Yeshua gebore. Het die woord vlees geword en onder ons kom woon. Dit was 80 jubeljare. So nou moet jy 120 vat 120 minus 80, die eerste koms. So 80 jubeljare van skepping is die openbaarmaking van die woord wat vlees geword het, wat oorgegaan het na die 5000ste jaar, met ander woorde die genadejaar, en hy het sy lewe vir ons kom aflê in die ouderdom tussen 30 en 33, het hy sy lewe vir ons afgelê. Is ek reg? So na die opstanding, bly daar hoeveel jaar oor? 2000 jaar. So 2000 jaar, 2000 gedeel deur 50, met ander woorde 40, dan bly daar 40 jubeljare oor. 40 maal 50 gee vir jou 2000. Met ander woorde, dan is ons in die 6000ste jaar. So wanneer is die millennium? In die 7000ste jaar. Kan ek gou vir jou sê dat 'n dag is soos 1000 jaar, en 1000 jaar is soos 'n dag. So ons is nou in die jaar 2026. So ons is basies vroeg die oggend van die 3de dag. So 80 jubeljare is verby, en Yeshua se eerste koms was aan die einde van die 4de dag, aan die begin van die 5de dag. Yeshua Messia, Dalet, hy is die deur, die weg, die waarheid, die lewe. Ek hoop jy is by my. En hy kom tot sterwe in die begin van die 5000ste jaar. Aan die begin van die 5000ste jaar. Ons is nou in die begin van die 2000 jaar na sy opstanding. Kan jy sien hoe naby? So hier is die 4de vlak van Bybelstudie. Wat jy net kennis neem van die belangrikheid ten opsigte van dit. Man, as jy die menorah verstaan, dan verstaan jy uiteraard die totale woord. So, en hier kom die vervulling. En die vervulling lê opgeteken in die boek van Jesaja, as ook in die boek van Lukas, hoofstuk 18 vers 19, kom ek en jy lees saam. En die gees van Jotty-Waffy, die Almagtige is op my, omdat hy my gesalf het om die evangelie aan die armes te bring. Wanneer het hy dit gedoen? Hy het dit gedoen in die 5000ste jaar. Hy het my gestuur om die wat verbryseld van hart is te genees, om aan gevangenes vrylating te verkondig en aan blindes herstel van gesig, om die wat gebroken is in vryheid weg te stuur, om 'n aangename jaar van Jahwe die Almagtige aan te kondig. En dit is eintlik die jubeljaar wat plaasgevind het. Mense, kan jy verstaan hoe werk die woord in terme van jubeljare? So mense, dis 'n belangrike woord hierdie. 'n Jubeljaar is 'n belangrike woord, want dit gaan bepaal waar staan ek en jy. So hierdie wat ek nou vir jou gelees het in die boek van Lukas hoofstuk 4 vers 18 tot 19. Dit is jubeltaal. Dis jubeltaal. En jy kan dit gaan vasmaak aan die menorah. Mense, as jy gaan kyk in die menorah, wat het gebeur op die skepping, dag 1, dag 2, dag 3, dag 4, 5, 6 en 7. En jy gaan kyk, wat is geskep op daardie dag, en daardie dag, en daai dag. Dan begin die woord vir jou sin maak, vanaf Genesis, tot die boek Openbaring. As jy hierdie gaan vasmaak in jou Bybelstudie, mense gaan hierdie woord vir jou oopval, en dan gaan jy besef, ons mis rykdomme in sy woord, wat net eenvoudig
astronomies is. So, Lukas 4 vers 18 tot 19 is jubeltaal. Dit beteken vrylating van gevangenes, herstel van my erfenis, my skuld word gekanseleer en Yeshua is my jubeljaar. En dis eintlik wat dit beteken. So mense, die numeriese waarde van 'n jubeljaar, in 'n woorde, dis 49 jaar, 7 maal 7 jare, gee vir jou 49 jaar, en die volgende jaar is die 50ste jaar. Is amper soos met die omer, nee, 7 maal 7 Shabbatte, en die 50ste dag is dan die uitstort van Heilige Gees, Shavuot. So die 49 beteken voorbereiding. Dis hoekom die volk gestap het vir 49 dae, tot en met Exodus 19, tot by die berg, Behar. En dan die volgende dag, dan kom daar donderweer en blitse en die berg bewe en die rook kom uit die berg uit en Jotai Wafai die Almagtige praat met sy volk. Dieselfde met 'n jubeljaar. 50 beteken nuwe begin. Dit beteken bonatuurlike vrymaking. 50 beteken Shavuot, die uitstort van Heilige Gees. Hoor mooi. Wanneer die Gees op my uitgestort word, dan beteken dit identiteit. Ek is die bruid. Frik, hoe weet jy, jy is die bruid? Maklik. Hier is die 4 eienskappe van die bruid. Pesach, die bloed van die lam. Ongesuurde brode. Ek haal dit wat sonde in my lewe is, haal ek uit. Wie se verantwoordelikheid? Myne. Derdens, ek word wedergebore, want ek is gewas deur die bloed van die lam. Ek het die sonde uit my lewe kom uithaal. Ek is nie bereid om langer soos die ou mens te wandel nie. Ek wil sterf in hom, soos wat hy vir my gesterf het oor die periode van Pesach, en ek wil opstaan as 'n nuwe skepping, en nou is ek gereed om te ontvang die Gees van die lewende God, sy ruach, en dis die eienskappe van die bruid. So wanneer Yom Teruah plaasvind, die koms van Yeshua, wanneer Yom Teruah die trompette geblaas word, of die shofar word geblaas, dan kom die Gees van God, en hy kyk na hierdie 4 eienskappe, daai 4. Is jy gewas deur die bloed van die lam? Wandel jy in my instruksies, my verordeninge? Wandel jy in die waarheid? Het jy geshama? Het jy geteshuva? Het jy teruggekeer van jou verkeerde weë? Is jy gewederbaar? Is jy 'n nuwe skepping? Is die Gees van God aktief in jou lewe? Dis die eienskappe van die bruid. En ek kom haal my bruid oor die periode van Yom Teruah, met die blaas van die trompette. En dan is dit die Day of Atonement, die dag van oordeel, die dag van versoening. Hier word jy beoordeel, of hier word jy geoordeel. En dan die millennium, die 7000ste jaar. Met ander woorde, die jubeljaar. Die jubeljaar, halleluja, vrylating van gevangenes, herstel van my erfenis, die openbaring van my identiteit in hom, my skuld is gekanseleer, en alles lê in die menorah. Halleluja. En die jubeljaar sê eintlik, jy besit niks permanents nie, want alles behoort aan Jotai Wafai die Almagtige. En as jy dit verstaan, dan breek dit vrees. Jy gaan nie langer in performance mode optree nie. Jy gaan agterkom dat daar's beheer oor jou lewe, koninkryksheerskappy en slawerny is gebreek op jou lewe. So mense, aan my en aan jou behoort daar niks. Alles behoort aan hom. Alles. Dis hoekom ek en jy nie kan geldgierig wees nie. Ons moet ophou om vir ons skatte bymekaar te maak op hierdie aarde. Maak vir jou skatte bymekaar in die hemel. Maak seker jy verstaan dit. Maak seker jy verstaan sy instruksies. Maak doodseker jy kom in jou identiteit waartoe hy jou geroep het op Behar, op die berg. Jy was voorbereid gewees vir 49 dae. Nou is jy op die berg. Nou hoor jy sy stem, dis die openbaarmaking van Jotai Wafai, die Almagtige, en nou weet jy om op hom te vertrou. Nie langer op jouself, op jou talente, op jou geld, op jou eiendomme nie, stop daarmee. Dit laat my dink aan die gelykenis van die ryk dwaas, 'n man wat baie ryk was. Jy kan dit gaan lees, en ek gaan dit nie nou vandag lees nie, maar jy kan dit gaan lees in die Lukas hoofstuk 12, vers 15 tot 21. Dis 'n man wat op homself vertrou het.
En hy het gesê, weet jy, ek het alles bereik, en hy kyk so oor sy lande, en hy kyk na sy skure, amper soos Nebukadneser, nee, Nebukadneser wat gesê het, wow, kyk wat het ek alles gebou, kyk wat my 2 hande vermag het, man, ek is daarom geseënd, wow, nee, kyk, ek het dit in my om dit te bereik, en die oomblik wanneer jy daar is jou baie gevaarlike terrein. In hierdie gelykenis van die ryk dwaas, wat op homself vertrou het, en hy het gesê, my siel, nou kan jy rus, ek het skure gebou, ek ry my Ferraris, ek het klaar betaalde huise, ek is okay, ek het geld in die bank, man, alles is reg. En al wat jy eintlik het is net geld. Jy is eintlik arm, as dit jou God is. Maar Elohim het aan hom gesê, jou dwaas. In hierdie nag sal hulle jou siel van jou afeis, en wat jy gereed gemaak het, wie sin sal dit wees? Wie sin sal dit wees? As julle afhanklikheid by Elohim is, sal sy kadosh teenwoordigheid by julle wees. As dit net geld is, en as dit net goud en roem en rykdom is, waar is hy? En die woord kom baie duidelik en hy sê, ek sal saam met julle loop, ek sal tussen julle loop, ek wil by julle tabernakel. En dis hoekom die laaste fees so belangrik is. Want jy is gewas deur die bloed van die lam. Jy het sonde uit jou lewe uitgehaal. Jy het opgestaan as 'n nuwe skepping. Die gees van die lewende God is uitgestort op jou lewe. Hy het jou kom haal want jy is sy bruid en hy gee die opdrag in Matteus 24 vir die engele om sy uitverkorenes te gaan haal oor die res van hierdie wêreld. En hy bring jou voor sy troon en hy sê vir jou, getrou was jy oor die min en oor veel sal ek jou aanstel. En hierdie is waar hy saam met ons wil loop. He wants to tabernacle with us. Psalm 26 vers 3. Want u goedertierenheid is voor my oë en ek wandel daarin. U goedertierenheid is voor my oë en ek wandel daarin. Ook in hierdie Torah porsie praat die woord van die kinsman redeemer, met ander woorde ons verlosser. In Hebreëus beteken dit Goel. Goel, verlosser, Goel. Levitikus 25 vers 25. As jou broer verarm en van sy besittings verkoop, moet sy losser wat sy naasbestaande is, kom en hy moet hom los wat sy broer verkoop het. Met ander woorde, dit beteken, as iemand alles verloor het, moet sy naasbestaande hom kan loskoop. En die skaduwee in die messiaanse kringe is dat Yeshua is ons losser, hy is ons Goel. Hy het ons kom loskoop van die vloek van sonde. Hy het ons kom loskoop met Pesach oor ons disfunksionele optrede. Hy het ons kom vrymaak van alles. Met ander woorde, hy het vlees geword. Hy het familie geword. Hy het onder ons kom wandel. Die tabernacle amongst us. Hy het ons skuld betaal. Hy het ons erfenis, het hy kom herstel. Halleluja, want ons gaan by hom wees. Niks behoort aan jou nie, ons gaan by hom wees, want alles behoort aan hom. Die beeste op 1000 heuwels. Soos Rut en Boas, die profetiese beeld is van Yeshua, die kinsman, die losser, wat met Rut kom trou het, 'n Moabitiese vrou. En sy's ingeënt, want deur die bloed van die lam. En die lossing vereis 'n bloedlyn verbinding. En die bloedlyn is in ons DNA, vanweer die werk wat hy gedoen het op Golgotha, sodat ek en jy die gawe het van die ewige lewe. Maar die herstel kom, die volmaakte, die vrymaakte herstel kom deur die bloed van die lam. En ons word nie vasgehou deur bloedlyne nie. Ek en jy is in 'n nuwe bloedlyn, want ons is ingeënt in die makolyf deur die bloed van die lam. Dit beteken, my DNA is kom herskryf. Halleluja. So ek word nie langer beheer deur my bloedlyn genetika nie. Dit wat my pa, dit wat my oupa, dit wat sy pa, dit wat sy oupa. Ek word nie meer beheer deur dit nie. Uiteraard kan daar patrone wees wat nog steeds reflekteer, en wanneer daai patroon kom, wanneer ek die vrug sien van voorvaderlike genetika wat disfunksioneel is, dan identifiseer ek hom. En ek sê, jy hoort nie hier nie, want hierdie DNA is herskryf.
hierdie DNA gaan nie staan vir dit nie. Hierdie bloedlynvloek, die boedel wat my oupa se oupa aangegaan het, hy het 'n kontrak met duisternis gehad. Daai boedel betaal uit in die 3de en die 4de geslag. Ek is die 3de en die 4de geslag. Ek maak daai boedel kragteloos en ek maak dit toe onder die bloed van die lam. Want my DNA is kom herskryf. Halleluja. Dis my posisie. As die patrone sigbaar word, as die vruggie manifesteer, moet ek hom identifiseer. Anders bly ek disfunksioneel. Dan wandel ek onder die vloek van my genetika, die vloek van my voorvaderlike bloedlyne. My bloedlyn is herstel, mense. Ek is geherbore as 'n nuwe skepping. Ek hanteer die wortel, met ander woorde, as dit die grond is, my vingers is die wortel, daar lê my genetika, daar lê my bloedlyn, daar lê my oupas en my oumas en tot in wat sou ook al geslag, dit lê daar. En hierdie worteltjie, hy surface, hy kom bo uit, hy wil manifesteer. Dan sê ek, hey, jy hoort nie daar nie. Jy hoort nie daar nie. Dan moet ek hierdie worteltjie, disfunksionele optrede, selfhaat, vrymenselaarsvloek, verwerping, selfmoord, addiction, drank, alkohol, pornografie. Jy hoort nie hier nie. Ek identifiseer hom, ek haal hierdie wortel uit, ek begrawe hom, ek skep 'n nuwe wortel onder die bloed van die lam en hy manifesteer nie weer bo grond nie. Dis eintlik wat dit beteken. Ek hoop jy verstaan dit. En dit is die twee pole tussen slawerny en vryheid. En jy kan dit gelees in Levitikus 25 vers 39 tot 55. So mense, kan julle sien dat hierdie Torah porsies gaan ook oor, ek het nou sopas 'n bevrydingssessie met jou behandel. Kan jy sien hoe ernstig is dit om dit te verstaan? So Israel, wie is Israel? Dis ek en jy. Ek het 'n video gebring so 4-5 weke gelede om te sê, maar wie is Israel? Dis ek en jy. Jy moet weet, wat is jou identiteit? So Israel, ek en jy, mag nie permanente slawe wees nie. As jy sukkel met verwerping en selfhaat en jy kom net nie oor om dit te maak nie, dan moet jy gaan kyk hoe lyk jou wortels in terme van jou genetika. Israel, jy kan nie langer in slawerny wees nie, want jy het 'n ander identiteit. Jy bly nie meer in Egipte nie, jy's uit Egipte uit. Jy's op jou roete op pad na Sinaï, Behar, om 'n nuwe openbaring te ontvang. Ek en jy is verlos uit Egipte. Ons is gebreek van die greep van Farao, wat sy hand op my hart gehad het, op my mond gehad het, op my optrede. Dis gebreek deur die bloed van die lam. Halleluja! Johannes 8 vers 36. As Yeshua Messia die gesalfde julle dan vrygemaak het, dan is julle werklik vry. Hoekom vat ons nie hierdie woord nie? As Yeshua Messia, wat vir my die volmaakte werk kom doen het op Golgotha, op 'n heuwel, Behar, op 'n berg. Hoekom hou ek vas in Egipte? Hoekom laat ek toe dat Farao nog steeds sy vuil hande op my hart het, op my lewe het, op my finansies, op my huwelik? Hoekom sit ek met 'n alkoholgees? Hoekom sit ek met 'n addiction spirit? Nee, frik, dit lê in jou bloedlyn. Hey, jy's 'n nuwe skepping. Identifiseer hom, kyk na die vrug, plaas hom onder die bloed van die lam en sorteer hy wortel uit. Met ander woorde, jy kan dus nie langer en tergelykertyd vry wees en 'n slaaf wees nie. Jy kan nie een oomblik geseënd wees en die ander oomblik onder 'n vloekstelsel wandel nie. Jy kan nie. Identiteit bepaal jy's of slaaf of jy seën. Een van die twee, maar jy kan nie albei wees nie. So mense, ek is baie dankbaar dat hierdie woord gaan vandag uit, want soveel mense bel my wat nog vasgevang is in grepe van slawerny. En hulle weet nie hoe om daarby uit te kom nie. Mense, dis eintlik heel eenvoudig. Die woord openbaar eintlik alles vir ons. En dat ek en jy daarin sal wandel. En hierdie Torah porsie, Behar, het eintlik my lewe kom verander. Mense, in my lewe, in terme van my bloedlyn vloeke,
moes ek of 'n alkoholist gewees het, of ek moes 'n kettingroker gewees het, ek moes al dood gewees het in terme van my hart, want dis my familiegeskiedenis, dis my bloedlynvloeke. Ek moes finansiëel geruïneer gewees het, dis eintlik my bloedlyn, dis my genetika. Ek is nie daar nie. Maak dit jou great? Nee, dit maak my afhanklik. Want Vader het my DNA kom herskryf. Het hierdie goed gemanifesteer? Ja. Frik het jy al finansiële insinkings beleef? Baie. En dis deel van my genetika. En ek het dit gesien en ek het besef, ek kan nie langer aards wil wandel nie. Ek moet koninkryksbeginsels neerbring aarde toe, en ek moet hemel bring aarde toe, en ek moet anders begin leef. Ek moet anders begin besluite neem. Ek kan nie langer vashou in 'n aardse stelsel nie. Dis gekanseleer. Ek moet tyd spandeer op die berg met sy woord. Daai bloedlynvloeke wat na my kant toe kom, het ek geïdentifiseer. Ek het die wortel geïdentifiseer. Ek het hom uitgehaal in 'n nuwe wortel geplant, sodat die vruggie 'n ander vrug kan wees. Selfde besluite, selfde resultate. Ek het geweier, ek kan nie langer 'n slaaf wil wees en in my identiteit wil wandel in seunskap nie. Ek kan nie twee nie. Daar moet of een of die ander. Ek kan nie twee nie. En ek weier om langer 'n slaaf te wees. Ek wandel in vrymaking, ek wandel in seunskap, ek wandel in my posisie, in my identiteit, koninkryk, heerskappy, in die naam van Yeshua. Halleluja! En ek behou my afhanklikheid, my nederigheid voor sy aangesig. In hierdie Torah porsie, die berg, met ander woorde, Behar, har beteken, want jy skryf hom so in die Hebreëse teks, skryf jy hom met 'n hy, en jy skryf hom met 'n resh. Nou, hy is die 5de letter in die Hebreëse alfabet wat beteken openbaring of die ruach van Elohim. En die woordjie resh dit beteken hoof, dit beteken begin, dit beteken autoriteit. Kan jy sien hoe werk dit? Met ander woorde, die berg Behar, halleluja, is die plek waar Elohim, wat eerste is, homself openbaar en sy regering kom vestig as die hoof en autoriteit deur sy asem in hierdie tabernakel. Jod, hy, waf, hy. Die waf is die middelletter tussen die twee hy's, en die waf is die mens, ek en jy. Ons moet op die plek kom waar Elohim hom openbaar aan my en aan jou en aan ons gee die eienskappe van sy goddelike regering. Die numeriese waarde, as jy hierdie twee letters bymekaar gaan tel, dan kry jy 205. Nou 5 weet julle is genade. So wat beteken 200? 200 beteken uitbreiding of grootheid. Dit beteken, wie is die hoof? Wie is die hoof op my lewe? Ek het genade ontvang deur wie? Deur die hoof van my lewe. Wie is dit? Dis Yeshua. So wie regeer my lewe? Hy of ek? Hy is die hoof. Hy brei my uit van wie is sy grootheid in my, om 'n getuienis te wees, nie net in Jerusalem nie, maar in die uithoeke van hierdie wêreld. Kolossense 1 vers 18. En hy is die hoof van die liggaam, naamlik die gemeente. Hy wat die begin is die eerstgeborene uit die dood, sodat hy in alles eerste kan wees. Mense, dit is fantasties. Ek wil afsluit. Die einde van hierdie siklus, die einde van alles, is die begin van autoriteit. Is die begin van identiteit. In die berg, waarop ek en jy is genade. Dis waar ek en jy weer die perspektief ontdek. Wie is Yeshua HaMashiach? So Behar, hierdie Torah porsie, kom leer my dat rus is nie opsioneel nie. Rus is 'n instruksie, en die oomblik wanneer daar 'n instruksie is, dan beteken dit, daar is verbond. Behar kom leer my, ek en jy besit niks.
Ons bestuur net. Ons is rentmeesters. Behar leer my, jou ware identiteit lê nie in jouself nie. Jou ware identiteit lê in ons verlosser en saligmaker. Sy naam is Yeshua HaMashiach. Vrylating is ingebou, nie deur hierdie wêreld nie, maar vrylating is ingebou in die sisteem van Elohim, in die sisteem van sy plan, van Pesach tot die millennium, tot Sukkot. Dis die sisteem. Sy vrylating is ingebou in sy tabernakel, die weg, die waarheid, die lewe, die voorhof, die heilige, die allerheiligste. Kan jy sien hoe kom die prentjie by mekaar? Dit beteken wanneer ek hierin wandel en ek wandel in die tabernakel, dan wandel ek nie meer as 'n slaaf nie. Ek wandel nou as 'n erfgenaam en ek is 'n mede-erfgenaam in sy koninkryk. Halleluja. Mense ten laaste behar op die berg, waar daar geen rus is nie. Beteken dit dat mense is nie op die berg nie. Mense is nog in die vallei. Hulle leef nog aards. Hulle leef in stryd. Daar's 'n gevloek, daar's 'n geskel, daar is selfgesentreerdheid, daar is hoogmoed, daar is jaloesie, eiesinnigheid, trots, grootpraters, geldgierigheid. Mense is gefokus wanneer hulle in die vallei leef, is hulle nog gefokus op die vloeke. Hulle is gefokus nog op die vyand se krag. Ek en jy nie meer nie. Ons is gefokus op die krag van Ruach, wat sterker is as hy wat in hierdie wêreld is. So is my fokus op die aanvalle van die vyand, of is my fokus op die krag van Elohim in my. En daarom sê die woord, word kragtig in Jahwe en in die krag van sy sterkte. Ek leef nie onder enige vloek nie, of dit nou bloedlynvloeke is of wat ook al nie, ek is vrygemaak en ek het net na die skrif vir jou gelees. Ek en jy is vry. Ons is vrygemaak deur Yeshua en daarom is ek en jy waarlik vry. Nou leef ons in koninkryksheerskappy, want ons is op die berg. Behar. Behar sê, kom op die berg. En wanneer jy op die berg kom, dan sien jy vanuit Elohim se perspektief. En wanneer jy 'n eagle's vision het, wanneer jy van die berg perspektief 'n visie het oor jou lewe, verander jou identiteit, verander jou autoriteit, verander jou karakter, om in lyn te kom met sy karakter. Dit was behar op die berg. En dankie dat jy saam met my hierdie boodskap deurgewerk het. Ek bring vandag die eer, die lof en die aanbidding aan ons hemelse Vader, Jodai, Wafai, die Almagtige. En ek doen dit in die naam van Meester Yeshua, ons verlosser en saligmaker. Kom ek en jy bid saam. Hemelse Vader, dit was weer eens 'n voorreg om u woord vandag by ons te gehad het. Dankie dat hierdie woord vir ewig sal bly staan. En dankie dat hierdie woord so deel vorm van ons lewens. En my gebed vandag is, Abba, dat U met elke man, vrou, seun en dogter sal wees, wat vandag ingeskakel was by hierdie Shabbat uitsending van Menorah Tabernakel. Ek bid, Abba, dat hierdie woord nie vergete sal wees nie. Die grootste gevaar wat ons elke dag beleef en ervaar is nie die vyand nie, is nie finansies nie, is nie emosionaliteit nie, maar ons grootste vyand is ons vergeet. En ons wil vandag kom herinner dit wat U in ons lewens kom doen het, en daarvoor is ons dankbaar teenoor U, U wat die volmaakte werk in ons begin het. Ek bid in hierdie dag, Vader, dat ons manne en vroue sal wees, wat op die berg tyd sal spandeer, om te behaar op die berg, sodat U ons identiteit sal openbaar, wie ons is in U. Maar ons leef nou en ons reis nou vanuit Egipte na Sinaï. Ons is in 'n tussenperiode van beloftes. En wanneer ons by die berg kom, dat die beloftes sal manifesteer in elkeen se lewe. En dis vandag my gebed. Dis my roepe.
En ek bid dat U asseblief die gebed van U knegt sal verhoor. En ek dank U daarvoor in Yeshua se naam. En my gees roep uit. Halleluja. Mense, prys sy wonderlike naam. Baie dankie dat jy vandag so deel was van ons lewens. En dankie dat ons die woord kon opneem en daaruit studeer. En net om te sien, wat wil Vader vandag vir ons sê. En nou wil ek jou seën, asseblief. Ek wil my hande optel. En ek wil die seën oor jou uitspreek, soos wat Vader vir ons gee in sy woord. Vader, ek bid nou in hierdie pragtige Shabbatoggend, dat die aangesig sal skyn oor elke man, vrou, seun en dogter, en dat die genadig sal wees oor hulle lewens, oor hulle doen en late, oor hulle posisie, oor hulle mens wees, oor hulle karakter, en Vader ook in terme van die ewige lewe. Wees hulle genadig, asseblief. En Vader, ek bid nou dat die aangesig verhef sal word oor hulle, en dat U met hulle geduldig sal wees, lankmoedig sal wees, in ons wandel saam met U. En dankie dat U tussen ons loop. Abba, U woord sê, wanneer ons die volk so seën, dan sal U neerdal, U sal afstap van die hemel af, en U sal hulle kom seën. En dis vandag my roepe, dat elkeen geseën sal wees, met hierdie seëninge. En dis my gebed, en ek dank U daarvoor. Halleluja. Mense, baie dankie van my kant, Frik Weideman. Shabbat Shalom.